Graad 4, baie welkom by Wen Wiskunde. Ons doen vandag toetsvoorbereiding vir kwartaal 3. Ons gaan aan breuke werk, 2D vorms, 3D voorwerpe en woordsomme. Hierdie toets gaan jou help om reg te wees vir die kwartaaltoets wat voorlê. Kom oefen saam. Hier sê hulle, kleur die volgende breuke in soos gevra. 2/6. Ons moet altyd kyk na die noemer en of dit dieselfde is as die aantal wat hulle vir ons gegee het. Hoeveel blokkies is hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus is dit in 6 deeltjies gedeel en hulle vra vir ons moet 2 van die 6 dele inkleur. So dit sal dan 2 blokkies wees. Hier vra ons sê hulle ons moet 3/4 inkleur. Daar is 4 gesiggies en ons moet 3 van die 4 inkleur. En laastens sê hulle, ons moet 'n halfte inkleur. Maar hier is meer as 2 aardbolle. Kom ons tel die aardbolle. 2, 4, 6, 8. So as ons helfte van hulle moet inkleur, gaan ons 4 aardbolle inkleur. Benoem die breekdeel wat ingekleur is. Hier is hoeveel dele van die sirkel? 1, 2, 3, 4. So die noemer is 4 en daar is 1 van die 4 dele ingekleur. Hierso is daar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dele en daar is 1, 2, 3 van die 6 dele ingekleur. En hier is daar 2 dele en 1 van die 2 is ingekleur. Jy kan hierdie vereenvoudig om jou antwoord in die kleinste vorm te skryf. Verander die volgende onegte breuke na gemengde getalle. Die metode wat ons hier gebruik is, ons wil 13, die teller, deel met die noemer van 8. So 13 gedeel deur 8, gee vir ons hoeveel? 8 gaan in 13 in 1 keer en daar bly 5 oor. Daarom gaan 8 in 13 1 hele keer oor en daar gaan 5 van die 8 breekdele oorbly. Daardie is nou 'n onegte breuk waar die teller groter as die noemer is, wat ons verander het na 'n gemengde getal toe met 'n heel getal en 'n egte breuk. Kom ons doen die volgende een saam. 21 gedeel deur 4. Hoeveel keer gaan 4 in 21 in? 5 keer en daar bly 1 oor. Daarom skryf ons nou 5 heeles, want 4 gaan 5 keer in 21 in en 1 van die 4 breekdele bly oor. Benoem die volgende as egte breuke of onegte breuke. Egte breuke beteken jou teller, die boonste getalletjie, is kleiner as die onderste getalletjie. En onegte breuke beteken die teller bo is groter as die noemer onder. 16 is groter as 8, daarom is hierdie 'n onegte breuk. 2 is kleiner as 6, daarom is hierdie 'n egte breuk. Gee die breuksimbool van die volgende. 2/7. 2 is jou teller en 7 is die aantal dele, so dis die noemer onder. 8 op 15, 8 bo op 15 onder. Gee die breuknaam vir die volgende. 4 bo is ons teller, so dit sal wees 4 en die noemer is in 12 dele. So ons noem dit 12 dus. 6 op 8 so kan ons sê as 6 8stes. Vergelyk die breuke deur die regte verwantskapstekens. Dit is 'n baie groot woord vir kleiner, groter of gelyk aan in die blokkies in te vul. Ons moet onthou om ons bewerkings neer te skryf en dit kan 'n punt tel. So 2 op 3 moet ons vergelyk met 6 op 9. Baie belangrik is ons noemers moet altyd dieselfde wees voordat ons dit kan vergelyk. Kan ons 3 na 9 toe verander
Ja, ons kan. Dit beteken ons gaan 3 maal met 3. En die goue reël is waarmee ons ondermaal, moet ons bo ook mee maal. So daai vergelyking word dan 6 op 9. So dit word 6 op 9 die kant. Nou het ons 6 op 9 en 6 op 9. Daarom is hierdie twee breuke gelyk. 9 op 15 en 3 op 5. Ons moet weer die noemers dieselfde maak. 5 is die kleinste, so kom ons vat hom na 15 toe. Ons gaan 5 met 3 moet maal bo onder en ons gaan 3 ook maal bo. Dis die goue reël. So 3 maal 3 is 9 en 5 maal 3 is 15. Nou het ons 9 op 15 en 9 op 15, so hierdie twee breuke is weer eens gelyk aan mekaar. 5 op 7 en 11 op 28. Hierdie 7 gaan ons met maal om by 28 uit te kom. En ons gaan hom maal met 4. Wat ons onder doen, moet ons bo doen. En dit gee vir ons 20 op 28. Wanneer ons nou die twee breuke met mekaar vergelyk, kan ons sien 20 op 28 is baie groter as 11 op 28. En daarom is dit so om. Optel en aftrek van breuke. Onthou om jou antwoord altyd te vereenvoudig. Wanneer ons plus, bly die noemers dieselfde. So 1 op 6 plus 2 op 6 word dan 3 op 6. Kan ons hom kleiner maak? Ja, ons kan. Ons gaan bo en onder gaan deel met 3, dan kry ons 3 gaan in 3 in 1 keer en 3 gaan in 6 in 2 keer. 'n half is ons finale antwoord. Wanneer ons minus, moet die noemers weer eens dieselfde bly. So 11 op 12 minus 5 op 12 gee vir ons 6 op 12. Hoe kan ons hom kleiner maak? Ons kan bo en onder gaan deel met 6. 6 gaan in homself in 1 keer en 6 gaan in 12 in 2 keer. So hierdie antwoord is weer eens 'n half. 5 op 10 plus 7 op 10 plus 1 op 10. 5 plus 7 is 12 plus 1 is 13 op 10. Baie belangrik hier is ons gaan hierdie onegte breek na 'n gemengde getal toe vat. So 10 gaan in 13 in 1 keer en daar bly 3 tiendes oor. Bepaal die ekwivalente breuke deur die GGF grootste gemeene faktor te gebruik. Onthou om jou bewerkings te wys. So eerstens gaan ons 12 se faktore gaan lys. Dit is al die maalsommetjies wat vir ons 12 kan gee. So ons skryf hulle so langs mekaar uit. En daai is die pare 3 maal 4, 2 maal 6 en 1 maal 12 gee almal vir ons 12. Wanneer ons die faktore van 16 uitskryf, moet ons nou na die tyd gaan kyk. Wat is die grootste faktor wat by albei voorkom? Dis nie 12 of 16 nie, dis nie 6 of 8 nie, dit is 4. So 'n ekwivalente breek beteken 12 op 16, kan ons nou gaan deel met 4 bo en onder om die breuk kleiner te maak. 4 gaan in 12 in 3 keer en 4 gaan in 16 in 4 keer. Die waardes van 12 op 16 en 3 op 4 is dieselfde. Kom ons doen dieselfde met 24 op 32. Die faktore van 24 is as volg: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 en 24. So al die maatjies wat met mekaar maal om 24 te kry is 4 en 6, 3 en 8, 2 en 12, 1 en 24. En die faktore van 32 kan ons lys as volg: 4 en 8, 2 en 16, 1 en 32. Daai twee is nie dieselfde nie, 12 en 16 is ook nie dieselfde nie, maar 8 en 8 is die grootste faktor wat by beide voorkom. Nou kan ons 24 en 32 gaan deel bo en onder met 8,
sodat ons die ekwivalente breek kan kry. 8 gaan in 24 in 3 keer en 8 gaan in 32 in 4 keer. So, 24 op 32 en 3 op 4 is ekwivalente breuke. Daar is 16 lemoenskyfies langs die rugbyveld vir die rugbyspan. Roan eet 7 skyfies, Karel eet 3 skyfies en Andre eet 4 skyfies. Watter breekdeel van die lemoenskyfies het Karel en Andre geëet? So Karel het 3 skyfies geëet en Andre het 4 skyfies geëet. Ons moet daai twee bymekaar gaan tel. 3 plus 4 is 7 en hoeveel skyfies was daar? Daar was 16 lemoenskyfies. So Karel en Andre het 7 van die 16 skyfies geëet. Daardie is dan jou breekdeel. Watter breekdeel van die lemoenskyfies het hulle altesaam geëet? So as ons nou vir Roan se skyfies by gaan sit, kan ons die 7 bytel. So 7 plus 7 is dan 14 van die 16 skyfies. Jy kan daarbo en onder gaan deel met 2 om jou antwoord te vereenvoudig. Watter breekdeel van die lemoenskyfies is nie geëet nie? So as 14 van die 16 skyfies geëet was, hoeveel van die 16 het oorgebly? 16 minus 14 is 2 van die 16 skyfies. En weer eens kan ons bo en onder gaan deel met 2, sodat ons antwoord in sy kleinste vorm is. Bereken die volgende vansomme. Vansomme beteken ons gaan eers gaan deel onder en dan maal ons met wat bo staan. So 50 gedeel deur 5 maal met 2. 50 gedeel deur 5 is 10, maal met 2 is 20. So 2/5 van 50 is 20. 63 gedeel deur 9, want hy staan onder, maal met 3. 63 gedeel deur 9 is 7, maal met 3 is 21. En 49 gedeel deur 7, met die noemer, en dan maal met 4. 7 gaan 7 keer in 49 in, en 7 maal 4 is 28. Vereenvoudig 8 op 32 deur die GGF te gebruik. Wys al jou stappe. So ons gaan dieselfde metode hier gebruik as nou. Ons gaan 8 op 32 lys as faktore van 8 en faktore van 32. Die faktore van 8 is as volg en die faktore van 32 is hierdie getalle. Die GGF van beide is 8, so ons wil 8 op 32 vereenvoudig deur bo en onder te deel met 8. En dit gaan 8 gaan in 8 in 1 keer en 8 gaan in 32 in 4 keer. Kom ons probeer 'n groter getal. 12 op 36. Die faktore van 12 is 1, 2, 3, 4, 6 en 12. En die faktore van 36 is 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 en 36. Die grootste faktor wat by beide voorkom is 12. So as ons 12 op 36 vat en ons deel bo en onder met 12, kry ons 12 gaan in 12 in 1 keer en 12 gaan in 36 in 3 keer. Vergelyking van breuke in dalende volgorde, so van groot na klein. Heel eerste wat ons hier wil kyk is, kan ons agterkom watse breuk is die grootste? 'n 6ste, 'n 5de, 1 en 'n 3de en 2/4.
1/3 is definitief die grootste, omdat dit die enigste getal is wat die heel getal is. So hy gaan dan die heel grootste wees en voor staan. Nou hoef ons net hierdie 3 wat oorbly is te vergelyk met mekaar. 2/4 is dieselfde as 'n half. En 'n half is definitief groter as 'n 5de of 'n 6de. So 2/4 gaan ons volgende grootste breek wees hier. En nou hoef ons net te kyk tussen 5 deeltjies en 6 dele, 1 van 5 en 1 van 6. 1 van 5 is nou die volgende grootste en 1 van 6 is die heel kleinste. So 1 op 5 en dan 1 op 6. Wanneer ons na hierdie getalle kyk, kan ons weer eens sien, hulle baie belangrik is, hulle vra nou in stygende volgorde, so van klein na groot. Die heel kleinste ene, as ons hier kyk, hierdie is baie naby aan 'n hele, hierdie is meer as 'n hele, so hy is die heel grootste, so hy gaan laaste gelys word, en dan 4/10 en 8/10 en 4/10. Hierdie een is kleiner as daai ene, so hy is die heel kleinste, dan 8/10 en dan 17/20. So ons gaan hulle in daai volgorde lys. Daar is 'n bazaar by die skool Vrydag en Saterdag. Die pannekoekstalletjie moet 120 pannekoeke bak. Hulle bak 3/7 op Vrydag en 4/7 op Saterdag. Die vraag is, hoeveel pannekoeke bak hulle Vrydag? So dit is 'n vansommetjie en hierdie is die totaal waarmee ons werk. So ons wil weet wat is 3/7 van 210. Die bewerking is 210 gedeel deur ons noemer eerste maal met die teller. 7 gaan 30 keer in 310 in, maal met 3 gee vir ons 90. So jou antwoordsin is, hulle bak 90 pannekoeke Vrydag. Hoeveel pannekoeke bak ons Saterdag? Op die vorige bladsy het al gestaan 4/7 op die Saterdag. So hoeveel is 4/7 van 210? Die bewerking is weer 210 gedeel deur die noemer wat 7 is, maal met die teller. 210 gedeel deur 7 is 30, maal 4 is 120. So hulle bak 120 pannekoeke Saterdag. Kom ons kyk na die vorms. Hier is 'n driehoek en hulle vra, hoeveel sye het 'n driehoek? 1, 2, 3 sye. En die hoekpunte is 1, 2, 3 hoekpunte. Wat is hierdie vorm se naam? Dit is 'n reghoek. Hy het 4 sye en hoeveel hoekpunte? 1, 2, 3, 4 hoekpunte. 'n Vierkant gaan 4 sye hê wat ewe lank is met 4 regte hoeke. So 'n vierkant het 4 sye en 4 hoekpunte.
Hierdie is 'n 1, 2, 3, 4, 5. So dit is 'n pentagoon. En ons het nou getel 1, 2, 3, 4, 5 sye en 1, 2, 3, 4, 5 hoekpunte. 'n heksagoon lyk so. Hy het dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sye en 6 hoekpunte. Noem 2 eienskappe van 'n veelhoek wat reëlmatig is. So 'n veelhoek wat reëlmatig is, sy eerste eienskap is sye wat ewe lank is. Alle sye. En alle hoeke is ewe groot. Benoem die volgende veelhoeke. Sê of dit reëlmatig of onreëlmatig is. Hierdie vorm is 'n 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sy soek of 'n heksagoon en is 'n onreëlmatige heksagoon want al sy hoeke is nie ewe groot nie en al sy sye is nie ewe lank nie. Hierdie is 'n 1, 2, 3, 4, 5. So dit is 'n onreëlmatige pentagoon of vyfhoek. Pentagoon. Hierdie is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar al sy hoeke is ewe groot en al sy sye is ewe lank. So hierdie is 'n reëlmatige heksagoon. En hierdie is 'n driehoek, maar al sy sye is nie ewe lank nie. So dit is 'n onreëlmatige driehoek. Watter 3D figuur stem ooreen met die volgende figure? Byvoorbeeld, 'n bal is 'n sfeer. 'n ysblokkie is 'n kubus. 'n kers lyk soos 'n silinder. En hierdie is 'n piramide. Trek 'n lyn om die net by die regte 3D figuur te pas. Hierdie is 'n kegel. En as ons na die kegel kyk en ons maak hom oop, gaan sy net as volg lyk. Ons rol hom uit. So, hierdie is die regte net vir 'n kegel. Wanneer ons na die driehoekige prisma kyk, is dit hoe hy lyk. En as ons hom oopmaak en ons rol sy net uit, lyk hy as volg. So sy regte vorm of net is hierdie een. En 'n vierkantige basis, piramide, lyk so. En wanneer ons hom oopmaak en ons rol sy net uit, lyk hy as volg. Hierdie net het hulle bietjie anders geteken, maar hy sal dieselfde wees as ons elke driehoekie op verskillende punte van die vierkant vasmaak, gaan hy nog steeds hierdie net
vir ons gee en daai vorm. Benoem die vorm met 6 reghoekige platvlakke. So dit is 'n vorm wat so lyk. En daai is 'n reghoekige prisma. Benoem die vorm met 6 vierkantige platvlakke. Dit sal 'n kubus wees. Kubus. Onderskei tussen 'n prisma en 'n piramide. So wanneer ons na 'n piramide kyk, kom die vorm altyd met 'n punt na bo. Hy het nie 'n plat vlakkie bo nie. So hy het slegs 'n punt bo en sy plat vlak is onder of aan die kante. Wanneer ons na 'n prisma kyk, beteken dit hy het 2 plat vlakke, een bo, een onder en dan het hy sy plat vlakke aan die kant of sy sye. So die onderskeid tussen 'n prisma en 'n piramide. 'n Piramide het altyd driehoekige sye. Piramide. En 'n prisma het reghoekige sye. Wanneer ons kyk na hierdie 3 vorms, is hierdie 'n kubus. Hy het 6 vlakke en 12 rande. Hierdie is 'n driehoekige prisma. Hy het 5 vlakke en 9 rande. En hierdie is 'n silinder. Hy het 3 vlakke en 2 rande. Ek gaan vir jou 'n video maak van elkeen van hierdie vorms om te wys hoe kom ek by hierdie getalle uit. 'n Kubus het 6 vlakke. 1, 2, 3, 4, 5 en die een waarop hy staan is 6. Kom ons tel sy rande. Hy het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en dan die rande wat afgaan. 9, 10, 11 en 12. Driehoekige prisma het 1, 2, 3, 4 en die een waarop hy staan 5 vlakke en sy rande is 1, 2, 3, 4, 5, 6 en die rande wat afgaan 7, 8 en 9. 'n Silinder het 1, 2 en die een waarop hy gestaan het 3 vlakke en hy het 1, 2 rande. Vreeslik dankie dat jy vandag saamgewerk het. Ek hoop regtig van hierdie konsepte is nou meer duidelik. Onthou, oefen hard sodat jy dit jou eie kan maak en dit maklik kan beantwoord in die toets. Wen wiskunde, want enigiemand kan.